Indien nie, kom ons gaan na hierdie week se les toe. Wat in Engels sê hy Christ's kingdom and the law. Wat sê in Afrikaans? God se koninkryk en die wet? Is die koninkryk van Christus en die wet. Okay, is daar iemand wat vir ons die geheue teks kan lees? Jeremia 31 vers 33, Jeremiah 31 vers 33. Enig iemand Engels of Afrikaans wat dit vir ons wil lees? Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Okay. Nou sê my gou net. Ons nou die eerste verbond wat God gemaak het met die Israeliete. Hè? Toe het hulle die gebooie gegee het. Wat was verskillend met hierdie verbond? Wat Jeremia van praat? Wat is die verskil? Okay, so jy sê die eerste enetjie wat op 'n kliptafel geskryf. Enigiemand anders? En die doel was nie dat hy op die kliptafel moes brei nie. Die doel was dat hy op die harte van die mens moes gegaan het. Maar ongelukkig, as gevolg van sonde, as gevolg van hardkoppigheid, het die wet nooit op die hart van die mens gekom nie. En dis waarom in Jeremia, deur Jeremia sê God nou vir die volk, dat ek gaan dit nou op julle harte skryf. Ek gaan nie weer op 'n klip skryf nie, want julle dit verloor. Maar ek gaan dit op julle harte skryf. Nee? So dit niks verskil nie. Dis net waar God nou die klem gesit het. Omdat die mens die vorige keer nie die klem reg gekry het nie. Okay? En dan natuurlik praat die les ook die voorbeeld van Steve Jobs. So enige hier wat nie van Steve Jobs ken nie? Hy is die Apple man, hè? Wat hy gesê het van hy sê the single best invention of life. Jammer, years earlier Jobs called death the single best invention of life. Maar as Christene kan ons dit nie ons kan dit nie glo nie. Né? Ons sien dat en ek dink net ons met elke mens. Veral wanneer ons dood ervaar, dan besef ons dat nee, hy is glad nie die beste ontdekking wat nog ooit plaasgevind het, sonde, want dood is daar as gevolg van sonde. Dis waarom daar dood is, né? Enige iemand wat enige iets wil sê oor Sabbat se les? Okay. Kan iemand vir ons lees? Ons gaan 'n bietjie praat oor die koninkryk van God. Die koninkryk van God. Wil iemand ons lees Efesiërs hoofstuk 2 vers 2? En nog 'n persoon vir ons 2 Korintiërs 4 vers 4 en iemand anders Matteus 4 vers 8 tot 9. So Efesiërs 2 vers 2. Wanneer dit voorgewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die wonderse van die mag van die lig, van die gees wat nou is, die kinders van ons gehoorsaam het. Okay, en dan 2 Korintiërs 4 vers 4. En dan Matteus 4 vers 8 en 9. Again, the devil taketh him up into the exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, all these things I will give thee, thou wilt fall down and worship me. Hierdie vers wat sê hierdie verse van Satan? Wat sê hierdie vers van Satan? Dis hy het eienskap. Hy het geglo, hy het eienskap oor hierdie wêreld. Né? En dis waarom dit sy koninkryk gewees het. Onthou in die boek van Job sê dit dat toe God ontmoet op 'n vergadering gehad het, toe kom Job ook daarso, né, as die heerser van die aarde, van hierdie wêreld. En dan natuurlik ook met Jesus in het ons gelees in Matteus, en Jesus in die wildernis, met die versoeking in die wildernis. Toe wat het Satan vir Jesus gesê?
Dis reg, as jy vir my dien, dan kan jy alles dit kry. Jy hoef nie na die kruis toe te gaan nie, jy hoef nie daar die lyding deur te maak nie. Val net op jou knieë, aanbid my, en dis dit, dis alles vir jou. Hoe arrogant is die duiwel geweest? Ja, nee. Hy is absoluut arrogant geweest. Hy het gedink hy is Engels as die main man. Ja, nee, hy het stellig geglo hierdie aarde behoort aan hom en aan niemand anders nie, né? Toe hy uit die hemel gewerp is, het hy geglo dis nou sy koninkryk. Dis waar hy natuurlik gaan heers. Maar ons weet wat gebeur het. Dat Jesus het hom die finale slag gegee toe hy sonde oorwin het. Nee? Het Jesus natuurlik gewys dat hy die heerser, hy van hierdie wêreld ook is. Is daar enige iemand wat enigheid wil byvoeg? Julle mense is so stil hierso. Ek weet dat jy sien vers 4 is reg, praat net van die God van hierdie wêreld en die klein gee. So hy is in charge hier gesit. Hy is die God van hierdie wêreld en die klein gee. Net altyd is. Dis reg, né? Dis reg. Nog iemand? Ons gaan vroeg huis toe vandag. Dan praat die les ook van citizens of the kingdom. Wat is dit in Engels? In Afrikaans? Citizens? Bewoners, né? Okay. Nou die les is van in many nations, those who move there from other countries have to surrender allegiance to their own land. Met ander woorde, in sommige lande, né, as jy daar sou gaan en jy wil 'n burger word van daardie land, dan moet jy jou burgerskap opgee in jou ou land. En dan ander lande is weer waar jy kan jou burgerskap in jou eie land behou, maar jy kan ook burgerskap in jou nuwe land inkry. Hoe werk dit in God se koninkryk? Hoe werk dit in God se koninkryk? 1 Korintiërs 10 vers 21 sê jy kan nie die tafel van God en die tafel van Satan sit. As jy hoë gelowige mens, jy kan nie 'n stelsel wat Satan ingestel het gebruik om God te dien. Ja. So jy kan nie, as jy dual citizenship het nie, hè? Wat dis 'n mooi Engels, wat was in Afrikaans? Dubbel nie, maar jy kan nie 'n burgerskap in God se koninkryk wil hê, maar dan wil jy nog steeds burgerskap in Satan se koninkryk hê nie, né? As jy burgerskap in God se koninkryk wil hê, dan moet jy totaal afsluit. Kan jy draadsitter wees? Jy kan nie in God se koninkryk kan jy nie 'n draadsitter wees nie, né? Dis is Josua gesê het, kies vandag vir wie jy gaan dien. No man can serve two masters. En dan gaan hy verder en it says you will either nee, maar ons kan nie in God se koninkryk, ek en u wil burger wees in God se koninkryk, dan moet ons besluit dis waar ek wil wees. Maar ek kan nie hierdie kant met my een voet in Satan se koninkryk en my ander voet in God se koninkryk wil hê nie. Okay? Kom ons lees weer 'n paar versies hier. Goeiemôre. Nee. Kom ons lees weer 'n paar versies hier. So 1 Petrus 2 vers 11. Hebreërs 11 vers 13. Efesiërs 2 vers 12. Kolossense 1 vers 13 en Deuteronomy 13 vers 19. Want hierdie verse praat oor die onmoontlikheid van dubbel burgerskap. Nee, 1 Petrus 2 vers 11. Liefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Okay, Hebreërs 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en gegroei en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bewoners op die aarde was. Okay, Efesiërs 2 vers 12. Julle in die tyd onder Christus was vervreemd van die burgerskap van Israel as die vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder God in die wêreld. Kolossense 1 vers 13.
Colossians 1 verse 13. Hy wil ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Okay, en in Deuteronomy 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Okay. Sê my, is dit maklik vir u om 'n uitlander te erken? In u area waar u woon, is dit maklik vir 'n uitlander? Hulle lyk so 'n bietjie anders, né? Uitlanders, hulle lyk maar so 'n bietjie anders van ons af. Hulle praat ook anders, né? Toe ek 'n paar jaar gelede toe gaan ons na Israel en Egipte toe. En Egipte is die van u wat al in Egipte gewees het, dit is nie altyd die beste land om te toer nie. Want die persone daar, hulle wil allerhande goed aan verkoop en hulle soos vliee. As jy uitlander is, hulle erken 'n uitlander. En hulle soos vliee om jou, jy wat hulle wil. En jy kan maar net, sodra jy hulle 'n bietjie aandag gegee het, of oogkontak gemaak het, dan los hulle jou nie. En toe ek daar is, toe ons daar is, ek was so 17 predikante, toe ons daar is, toe ontdek ek, maar ek lyk soos hulle. Toe loop ek nou so 'n bietjie stadiger weg van die ander predikante af. En hulle kyk hulle, maar hulle is seker wie ek is nie. En dan as hulle kom aan, dan ignoreer hulle en ek stap maar aan agter en gaan hulle maar aan. Jy weet? Maar in meeste gevalle is dit nie so, as ek moes gepraat het, dan sou hulle ontdek het, maar dis 'n vreemdeling. Weet? Hoe pas ons dit toe aan ons geestelike lewe? Ons het nog gesê, ons kan nie burgers wees van God se koninkryk en Satan se koninkryk nie. Nou hoe sien ons die verskil? Jy moet basies so lewe dat die mense God in jou kan raak sien. Hulle kan weet jy is 'n kind van die Here. Jy moet die regte paadjie stap. Jy moet God se wette onderhou. Jy moet jy moet liefde uitstel. Jy moet vir mense kan wys jy's 'n kind van God. Dit dra ons die vrugte van die Gees. Ja. Vrugte van die Gees, né? En ja, die weet, as ek 'n Christen is en as ek sê ek is 'n Christenboom, maar daar's niks vrugte van die Gees nie, dan is 'n fout. You must practice what you preach. Mens kan nie iemand sê jy's 'n Christen nie, want dit sien jy. Ja. Wat is die persoon wat gesê het? Go out and preach the word, and if necessary, use words. So jou dade, dan moet gesien word dat ja, die voordat mense 'n woord hoor, dan moet jou dade al steeds daarvan getuig dat ons 'n burger is van God se koninkryk. Okay. En dan sit geloof, so Dinsdag op praat so 'n bietjie oor geloof en die wet. Kan iemand vir ons in Afrikaans daardie eerste paragraafie lees onder Dinsdag? Ja, dis hy. God is liefde. Die liefde van God word kragtig gedemonstreer in sy genade. Met sy onbeperkte krag om God maklik die mensdom van die aarde te verwyder. Maar plek daarvan het hy verkies om geduld en dag te hê en almal 'n geleentheid te bied om die volheid van die Here in sy koninkryk te smaak. Selfs meer as dit, sy liefde word geopenbaar in die prys wat hy self aan die kruis betaal het. Ons het nog gepraat van wanneer jy 'n kind van God se koninkryk is, né? Dat jy gaan net daardie ekstra. Toe hierso kom het hy liefde gewys, hè? En hy het mense na hom getrek. En ek probeer altyd sin maak daarvan, hè? Hy het nie die goeie nie, hy het die slegste mense. Hy het na hom toe getrek. Nou, ek moet eerlik saam met u wees. As mense hoor ek is 'n predikant, hè, die slegstes, hulle trek 'n bietjie weg van my af. Jy weet, hulle wil so naby predikant wees nie.
Maar hier komt die Seun van God. En is sondaars wat in hom te trek. Kan jy self insien die liefde van Jesus wat uitgestraal het. En of dit nie genoeg is nie, gaan hy nog en hy gaan sterf op die kruis, om dit net verder te bewys, om net oop te maak vir almal om gered te kan word. So die liefde, die gees van profesie sê, ons sal dit nooit verstaan het, die ewigheid is nie lang genoeg om vir ons te help Jesus se liefde te verstaan nie. En dis wat ons, dis waarna ons moet streef, om daardie liefde van Jesus aan ons lewens te hê. Daardie gees van die vrees. En in ons eie krag kan ons dit nooit doen nie. Want dis 'n vrug. Met ander woorde, as gevolg van, as daar nie 'n boom is, as daar nie 'n appelboom is nie, dan gaan ons nie appels eet nie. Dan moet die appelboom wees. En dan gaan ons appels kan kry. Dan gaan ons die vrug kry. So met ander woorde, ons moet geanker wees, as dit Johannes hoofstuk 15 wat praat van die wingerd. Ons moet geanker wees, en solank ons geanker is aan daardie wingerd, dan kan ons vrugte dra. Maar op ons eie sal ons nooit kan vrugte dra nie. Sal ons nooit vrugte kan dra nie. Justice, is dit regverdigheid? God, hoe, en nou gaan julle met praat, ek gaan nou niks sê nie. Hoe God se regverdigheid en God se liefde, hoe bind ons dit? My jongste seun, hy is nog nie gedoop nie, maar hy speel in Sabbatskool. Hy speel hy klavier by die kerk waar hulle gaan. En hy wil toe pas sterretjies in sy hare hê. Jy weet? En toe ek sê, man, as jy sterretjies insit, dan speel hy nie meer in die kerk nie. Jy weet? En onmiddellik gaan hy af daarso van dit en dat. En jy het ook nog in die les, oor die les gaan. Hoe sien ons die balans tussen God se liefde en God se regverdigheid? Is dit justice, righteousness, regverdigheid? Is dit? Nee? God se regverdigheid. Ons is beter genade. Die twee van die sonder mekaar. Soos 'n balanseerbal. As die een kant verswaar word, geen daai kant afval. Daai kant verswaar word, dan moet 'n balans tussen die twee wees. As ek sê, ons kan regtig net daardie balans verstaan wanneer ons 'n verhouding met Jesus het. Anders word hy skeef. As hy 'n verhouding is, dan is hy 'n bietjie skeef, jy weet. Dan kan ons sien soms selfs dat God nie genoeg genade het nie. Want sodra ons die woord hoor, God se regverdigheid. En dis slegs in 'n verhouding wat ons dit regtig kan verstaan. Want God se regverdigheid, as ek 'n verhouding het, as ek skoon voor God staan, dan hoef ek nie sy regverdigheid te vrees nie. Want sy regverdigheid gaan gee vir my vrystelling van my sonde wat ek gepleeg het, as gevolg van sy regverdigheid. Maar wanneer ek nie in 'n verhouding, in 'n liefdesverhouding saam met God is nie, dan word sy regverdigheid 'n probleem vir my. Want sy regverdigheid, en ek soek net die Afrikaans wil condemn my. Hy veroordeel my. God se regverdigheid veroordeel my wanneer ek nie in 'n verhouding saam met hom is nie. Maar wanneer ek in 'n verhouding saam met hom is, en omdat hierdie voorbeeld oor en oor gelees, wanneer ek hof toe gaan en ek weet ek is en ek word nie aangekla nie, omdat ek niks verkeerd gedoen het nie, dan stap ek in by die hof, stoot my bors uit, want niemand kan niks aan my doen nie. Maar sodra ek skuldig is aan iets, en ek kom dan in die hof, dan steek ek my gesig weg. Want nou is ek skuldig. Nou staan ek aan die verkeerde kant van die wet. En net so met God se regverdigheid. Wanneer ek aanvaar wat Christus vir my gedoen het, dan hoef ek nie te weg te skroom nie. Maar dis wanneer ek dit nie aanvaar nie, dat ek myself aan die verkeerde kant van die wet vind. En dan op Woensdag praat van
everlasting kingdom, die Afrikaans, die ewige koninkryk. Hier's 'n gedeelte hierso wat ek graag wil hê ons moet lees. Wat het nou Woensdag gewees? Wat taamlik, nee, ek dink dat ons sal nog gaan kom. Ja, nee, dit is nie Woensdag nie. Ja, maar God se ewige koninkryk. Wil iemand anders weet, ons lees die eerste 2 paragrafies onder Woensdag. God het 'n volmaakte wêreld geskep. Die sonde het ingetree en daardie volmaakte wêreld erg ontsuur. Die storie van die verlossing beskryf dat Jesus die menslike geskiedenis binnegetree het, sodat onder andere die oorspronklike volmaaktlikheid herstel kan word. Die verlostes sal dan in 'n volmaakte wêreld lewe waar liefde oor alles heers. Soos ons gesê het, kan liefde net in 'n sedelike heelal bestaan, alleen in 'n heelal met sedelike wesens. En om sedelik te wees, moet die wesens ook vry wees. Dit bring ons voor die vraag: kan die boosheid weer kop uitsteek? Wil iemand ons Daniël hoofstuk 7 vers 27 lees? Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryk onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges, van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is die ewige koninkryk en al die heerskappye sal vir ewig gehoorsaam wees. En Openbaring 21 vers 4. Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Nou sal geen dood meer wees nie. Ook die droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Die eerste het net verbygegaan. Watter bewys het ons? Ons luister na hierdie verse. Dat wanneer Christus kom en ons gaan huis toe saam met hom, dat daar nie weer gaan sonde wees nie. Hy sê so. Ja. Hy sê nie ons Ja, gaan hy ons beloof gaan nie nie. van sonde wees, ons gaan nie honger wees, ons gaan nie dors. En dit is genoeg, nee. Dis genoeg vir ons. Sy woord is genoeg vir ons. Nee, en natuurlik ook omdat die wese wat sonde ingebring het, totaal, finale, dood en Satan. Het jy al ooit probeer dink wat 'n lewe sonder sonde of sonder dood sal wees? Ja. Baie keer wanneer ek hoor mense sê, wanneer deur moeilike tye gaan, hulle sê, ek kan nie wag vir die Here toe kom, wanneer die son net kan wees. Ek het die indruk, ons weet nie waarvan ons praat nie. Want ek kan nie 'n lewe sonder sonde. Ek kan dit nie sien nie. Ek kan myself nie voorstel nie. En dis waarom die Bybel, deur die woord van God, gee God vir ons 'n beeld. Maar hy kan dit nie duidelik aan ons verduidelik nie, want ons kan dit nie verstaan nie. Al wat ons dit verseker van moet wees, niks op hierdie aarde, niks wat ek en u ondervind het, kan vergelyk word deur daardie lewe. Die enigste wat naaste bykom, is ons verhouding met Jesus Christus. Weet, daardie verhouding, dis die enigste iets wat nie selfs nie naby kom nie, maar wat vir ons 'n idee kan gee van wat die hemel gaan wees. Want ons, nie een van ons kan 'n wêreld sonder sonde sien nie. 'n paar jaar gelede toe was ek in Amerika gewees. En Amerika is nie perfek nie. Maar ek loop die eendag en hier loop 2 manne voor my. Daar was so 'n bos gewees aan die kant van die pad. En 2 manne kom uit, maar lekker ordentlik, weet. Maar onmiddellik het ek hierdie Suid-Afrikaanse gedagte. Weet, jy sien 2 manne wat uit 'n bos uitkom, gevaar. En ek loop so op, maar jy is in Suid-Afrika, jy is in Amerika. En ek loop normaal, ek loop verby hulle en hulle groet en dan gaan ons maar aan. Nou wanneer ons in die hemel kom, weet, en jy sien 'n leeu, ek moet nie 'n slang sien nie. Ek is baie bang vir 'n slang. As ek op TV 'n slang sien, dan het ek nagmerries. Ek is verskriklik bang vir 'n slang. En in my gedagte kan ek nog nie sien hoe dat ek in die hemel nie gaan hardloop vir 'n slang nie. So dis dit, waar jy die slang gaan sien, en dat die vrees gaan weg wees, want vrees kom saam met sonde.
Vrees kom saam met sonde, so die vrees gaan weg wees. En ek gaan daar die slang optel. Dit is grillerig. Dis grillerig. Ek weet. Maar dis waarom ek sê, die hemel kan ons nie regtig verstaan nie, maar dis iets wat God vir ons gaan voorberei het. En dis 'n plek, soos die les vir ons sê, en die woord van God vir ons sê, dis 'n plek waar daar niks sonde gaan wees nie. We say in ourselves that we will never know sin. It will never be in your mind that this is wrong. You won't know wrong. It can only be right. Yes. And that is why the Bible says that this mortal will have to take on immortality in order to grasp that concept. We need a completely new mindset to understand. I think that's the reason of immortality, because it take you forever to understand. Yes. Maar was iets geweest, I am immortal of iets wat dat geweest, nee, die meneer dit gesing nie. Maar hy het nie geweet waarvan hy sing nie. Ja? Maar dit gaan die ewigheid vir ons vat om daardie konsep te kan verstaan. Onder donderdag. Nou, ek weet nie of is 'n stelling wat die wet in die koninkryk. En is 'n stelling, nou ek weet nie of hy seker vertaal in die Afrikaanse boek, maar in die Engels thought from the Mount of Blessings. See, when Satan rebelled against the law of Jehovah, the thought that was a law came to the angels almost as an awakening to something unthought of. In their ministry, the angels are not as servants, but as sons. There's a perfect unity between them and their creator. Maar die gedeelte van my uitgestaan het, the thought that there was a law came to the angels almost as an awakening to something unthought of. In ander woorde, dat sê, dus voor Satan gesondig het die idee van wet nooit opgekom in die gedagte van die engele nie. Baie keer sien ons die wet as, jy mag dit doen en jy mag nie dit doen nie, jy mag dit doen en jy mag nie dit doen nie. Weet? Maar vir die engele, vir die engele, voordat Satan gesondig het die idee van wet nooit eens opgekom nie. How do you explain that 1/3 of the angels of heaven could have followed Satan? How do you reason that they could have thought differently from all the angels who never knew Satan? Why were they distracted? And why did they stay with that idea that they must follow Satan? Anybody? Wys jy hoe slief was die duiwel om daai mense met engele te verlei. En ook, as ons kyk na hierdie stelling, wat sê, voordat, was daar nie gedinkie. Skielik gebeur iets. Skielik, en hulle besef, maar hier is iets anders aan die gang. En van hulle probeer, van hulle kies nou, nee, maar wat gewees het, wil ons nie meer hê nie. Ons wil nou verander. Die les gaan verder, en dan praat die les, noem die les van, dis soos die wet van swarte krag. Ons dink nie aan die wet van swarte krag. Ek staan nog gewoon by, ja, die wet van swarte krag. Nou, wat moet ek nou weer doen, sodat ek die baat kan vind van die wet van swarte krag nie? Nee, ek staan op. Ek lewe. En ek dink nie aan die wet van swarte krag nie, maar die wet van swarte krag werk ten gunste van my. Ek doen sekere goed, en ek dink nie aan nie, maar die rede waarom ek dit doen, is as gevolg van die wet van swarte krag. Hy is altyd daar. Hy is altyd daar so. En wanneer ek in 'n verhouding met God is, dit is hoe die wet moet word. Hy moenie 'n ding word soos die fariseërs gewees het nie. Weet? Aan die einde van die dag dan kom die fariseërs by mekaar, kom by die huis en dan sê, okay, was ek perfek vandag gewees? Het ek dit gedoen? Het ek dat gedoen? Het ek dit gedoen? En aan die einde, ek het al 10 gebooie onderhou, so ek vandag was ek perfek gewees.
Maar die wet van God moet vir my wees, dis soos die wet van swaartekrag. Omdat ek in 'n verhouding saam met God is, wanneer ek opstaan, dis nie, wat moet ek nou weer doen? Wat moet ek, nee, dit is net. Dis, en dis wanneer dit in 'n verhouding is. Weet, 'n huweliksverhouding, kom 'n bietjie naby daaraan ook, jy weet. Ek staan in die oggend op en sê, ek wonder of my vrou vandag my gaan lief wees nie. As sy dit gaan doen, as sy dat gaan doen, as sy dit gaan doen, en soos jy die oomblik as jy op my senuwees werk, dan, nee, ons dink dis aan nie. Omdat ons in daardie verhouding is. Weet? Sy maak my kwaad, sy maak my gelukkig, sy maak my kwaad, maar ek tel dit nie. Ek sê nie, die huwelik is net 'n klomp van dit en van dat. Nee. En wanneer ek in 'n verhouding saam met Christus is, dan is dit, sy wet moet nie iets word wat 'n struikelblok word nie. Ek wil so graag, maar dit is so moeilik. Nee. Dit is as gevolg van daardie verhouding. En dis waarom daardie engele voor sonde, hulle het nie gedink aan 'n wet nie. Dit was 'n verhouding gewees. Hulle doen dit en totdat sonde ingetree het. Toe sonde intree, toe begin dinge 'n bietjie te verander. As jy met my, ek preek ek hierso. Sien, enige iemand anders enigiets om te sê? Die wet moet basies, dit moet van self kom. Dus jy moet nie soos wat dit moet 'n leefwyse wees, die wet. Dit is soos wat leraar nou sê, ons moet nie dink wat dit nie dag nie. Dit moet so in jou wees dat jy doen dit outomaties. Maar ek kan dit slegs dit word slegs outomaties hoe nader ek aan God lewe. Dis daardie verhouding met Jesus Christus. Kyk, kan die wet ons lewens verander? Kan dit vir jou weet? Kan die wet ons lewens verander? Wat sê Paulus? Ek sê altyd, as jy die wet kan terugbring, gaan die wêreld net so verander. Maar dan gaan 'n probleem wees. Al die moeilikheid is van self maar werk sit en dan gaan die weer maak. Die polisie gaan die werk hê, die vloot gaan die werk hê. Ons het 'n groot probleem met die werkloosheid in die wêreld. Maar ek is seker daar sal ander die teenoorgestelde. Dan kan jy die gebeure goed smelt en snoeiskerp maak en grafies dan kan ons ander dinge. Dis daai weer mag ons dat lande ons betaal as Dis die wet gaan aan vir hulle lei en dan gaan veel voordele wees. Die wet kan ons nie verander nie. Die wet kan my mens vir nie verander nie. Die wet is slegs soos 'n spieël. Soos Paulus sê, as daar 'n wet is nie, daar is daar nie sonde nie. Maar as die wet van my wys, as ek in die spieël gaan kyk en ek sien, as sê die spieël my jou gesig gespeil, maar die spieël kan my gesig skoon maak nie. Hy kan dit, dit is slegs Christus wat ons kan weet, maar die wet wys vir ons, omdat daar 'n wet is, weet ons wat sonde is. As gevolg, omdat die wet daar is. Maar die wet kan ons nie verander nie. Die wet wys ons, maar dit is Christus wat ons verander. Wat daar die verandering in ons lewens teweegbring. En omdat die engele perfek gewees het, hulle het nie daardie spieël nodig gehad nie. En dis eers toe sonde inkom, toe daardie spieël inkom, toe besef, en soos u die vraag gevra het, toe besef van hulle maar, wag, daardie skoon gesig wil ek nog 'n bietjie vuil hê. Hy is te skoon vir my. So ek sal maar liewer gaan saam met die persoon met die vuil gesig, ek sal maar liewer saam met hom gaan. Want ek is nie bereid om skoon in daardie spieël te wees nie. En as gevolg daarvan was die engele, soos ek gesê, was 1/3 van die engele. Maar God is alwetend en God het geweet wat Satan beplan in die hemel. Hoekom het hy hom gestop? Dis 'n vraag in die kas. God het geweet waarom God het Satan gestop. Free choice. Jesus. Free choice. Dit is nie maar net gemaak. Elkeen het 'n keuse. Dit kan nie af van of regs af van die jou keuse. Want dieselfde met Adam en Eva, dan word God dit ook verhoed het.
Jy weet, groot, om seker te maak, hulle hoor nie die maar dis as gevolg van die keuse wat God vir ons gegee het. As gevolg, en die keuse is omdat ons in sy ewebeeld geskape is. Het ons keuses. Diere het nie keuses nie. Ja, diere het nie keuses nie, maar ek en u, ons het keuses, né? Is dit wie sê ook wat gesê het? Is dit Pavlov, né? Met die hond, as die klokkie lui, en dan gee die hond kos, en dan lei weer die klokkie, gee die hond kos, agterna dan lei die klokkie, en dan hardloop die hond met die hond verwag kos, maar dan is daar niks kos nie. En Pavlov sê, dis hoe die mens is, né? As ons word gewoond aan iets, en as ons dit hoor, maar dis nie hoe die mens is nie. Want tussen keuse en aksie is daar 'n klein venster wat keuse genoem word. En ek en u, en dis waarom ons kan nooit sê daardie persoon daardie persoon wat ek dit gedoen het, of daardie persoon of die ons kan dit nooit sê nie, as gevolg van keuses. Net? En dis hoe ons geskape is. Dis die laaste keer hierdie kwartaal wat ons 'n geleentheid het om iets te sê op hierdie les van hierdie kwartaal. So is daar nog iemand wat enige punt nog wil maak oor hierdie les? Enigiets wat nog vir u uitgestaan het? You know, something that bothers me is the fact that we talk about sin and we say we now have a law which says that is right and that is wrong. But initially, and when we go back to heaven, we say that there was the division between the angels. We say to ourselves, how could that have happened? There was no sin, they knew no sin. So, in other words, the only thing that was there was doubt. Now today we can do sin and not even know we're doing sin, because we don't have the doubt. Or somebody has created that in your mind, that you don't really know that it's wrong until later. And therefore, it's important that we are guided by we spend time in the Word of God, and that we are guided by the Word of God. You know, because if we don't do something about that doubt, you know, that doubt just grows and grows and grows, and eventually, you know, it can lead us astray. I think often we have, even in the church, in our church, we often have you know, where people come with some theory, and they plant that theory in your mind. And you know, and unless you compare it with the Word of God to see that it's a false theory, that thing will grow and grow and grow in your mind. Eventually, you start believing it as well, and you even start defending it, what you believe. That started as a doubt, as a seed of doubt that was planted in your mind. Ja. As ons dan met ons van dan weet, dis nie Sabbat nie. Jy weet, dis alle ander goede. En ons gaan baie keer met Sabbat as die wet bly. Dan vergeet ons al alle ander goede wat in die wet staan. En dit is eintlik belangrik is. En ons moet net die wet van God gaan hou, want ons bang is. En met die liefde is uitvloeiing van ons liefde vir die Here. Dis veel meer as net wat ek voel as belangrik. Dis veel groter as my. Nee, baie dankie. Nog iemand? Het ek ons nooit vergeet nie dat Jesus het Satan gerename as van waar hy was tot vader van die leuen. En dit is hoekom hy eventually ek sou sê krag gekry het om 1/3 van die angels te deceive, om saam met hom te gaan. Hy is nie net 'n leienaar nie, hy is die vader daarvan. Ja. So hy is die grootste leienaar in die geskiedenis van toe die leuen gebore was. Hy het toe dan vaderskap gevat van dit. En dit gaan weer gebeur in Matteus 24:24. Waar hy sê die deception gaan so groot word, dat selfs as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes gaan mislei. Hy gaan dit weer probeer. Soos wat hy die eerste keer reg gekry het, gaan hy dit weer probeer. En hy werk aan daai meesterplan vir 6000 jaar. Dis hoekom ons net die woord moet hê en weet wat dit sê. Dit is hoekom dit so belangrik is om op die einde van die dag tussen die twee vrouens se openbaring te kan verstaan nie. Soos wat Salomo was.
die twee vrouens het voor hom gekom en hy moes 'n assessment maak. Weet wat is die regte vrou? En ons gaan weer daai effek kry. Wat is die regte? Dit gaan so naby wees dat Satan gaan dit so kweek dat jy gaan moeilik is. En dit is so belangrik dat ons die verkeerde weet wat verkeerd is, maar dit is belangrik dat ons weet wat is reg. Baie keer dan voel ons man, nee, jetzt iemand kom met 'n ding, nee, ek moet dit dink, nee, jy hoef dit te studeer nie. Weet net wat is reg. En dan vergelyk jy dit met wat reg is. En dan kan jy omstaande te bly. Want as ek seker maak dat ek is op die woord van God, ek spandeer tyd in die woord van God, ek biddende, spandeer tyd in die woord van God, en alles wat kom, kan ek vergelyk met die woord van God, want Satan gaan definitief, soos jy gesê het, hy is al reeds besig om te werk aan, om seker te maak, dat hy die wêreld, hy wil die hele wêreld hê, dat hy hulle kan mislei. En dis waarom dit so belangrik is dat ons op die woord van God moet staan. Dit is hoekom hy die mense vra ons teen hoe kan jy voor jou swaar. Hy wil hê ons die mense met dit groot swaar, maar ons kan dit nie doen by onsself. En dit kom weer terug wat iemand gesê het vroeër, dit is slegs in 'n verhouding met Christus. Dis met Christus in ons dat God se gebooie onderhou kan word. Okay, is daar iemand wat vir ons die afsluitingsgebed gaan doen? Enige volunteer? Baie dankie. Vader, dankie vir die voorreg dat ons as u kinders die woord kan bestudeer, soos ons so pas verstaan het. As jy nie kan vasstaan op iets wat vas is wat in die woord is, dan gaan jy val. Vader, ek wil nie een